Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met Denise Fourie van PSG Wealth Silver Lakes in Pretoria. Ons gesels bietjie oor beleggings internasionaal en plaaslik. Goeiemôre Denise. Môre, is lekker om by julle weer te wees. Altyd heerlik om met jou te kuier. Ons praat bietjie soos ek sê oor plaaslike en internasionale beleggings. Waar moet ek belê plaaslik? Hoekom is dit iets wat belangrik is as 'n mens aan beleggings dink? Hoe verskil die twee werklik? Wel, toe ek nou vanoggend daar in die wagvertrek sit en Jennifer lees die nuus en Chris, die goed wat nou ook voor my gepraat is. Die rand wat so versterk het die afgelope jaar, hoor ons baie vrae rondom jy weet, moet ek nog my geld in die buiteland, want wat gebeur is dat as jy byvoorbeeld nou geld in die buiteland het en jy skakel dit om rande toe, dan het jy bietjie minder geld. Kry minder rande vir die dollars. So mense vra, is dit nog die regte ding om te doen? En met die rand wat versterk is, mense wat weer geld in Suid-Afrika het, vra is dit 'n goeie geleentheid om nou geld buiteland toe te vat, want jy kry meer dollars dan nou weer. So dis maar hoekom dit relevant is. Ek dink wat belangrik is bitter min mense verstaan dat dit is nie eintlik die rand wat versterk het nie, dis die dollar wat verswak het. So die rand teen die pond en die euro is eintlik bietjie swakker. So as jy nou weer ponde omskakel, dan lyk dit nou weer na 'n goeie prentjie. So valuta is nogal 'n baie relevante ding in ons wêreld, want mense maak die fout om 'n valuta te gebruik om beleggingsbesluite te maak en dis nie altyd die regte ding om te doen nie. Ja. So hoe beïnvloed dit jou beleggingswaarde as jy nou praat van hierdie valuta skuwe? So ek wil eers valuta bietjie net verduidelik, baie eenvoudig. So dis verskriklik belangrik om te verstaan dat kom ek vat 'n voorbeeld. Ek vat nou geld buiteland toe. Nou is dit in die buiteland. Die belangriker ding is wat koop ek met die geld wat ek uitgevat het. So baie mense stop om te sê ek wil geld uitvat. Dan sê hulle nie maar wat koop ek nie. So dis belangriker as fisies die wisselkoers teen watter koers jy gaan ruil. Die waarde van dit wat jy in die buiteland gekoop het. Ja, want eskaleer daardie waarde daar of val dit? So wisselkoers is op sigself nie 'n belegging nie, of valuta is nie 'n belegging is wat jy gaan koop. So kom ek verduidelik dit. As jy 'n Apple aandeel gekoop het verlede jaar, en ek rond net maar die syfers af, het daai Apple aandeel 8% gegroei. Maar as ek hom nou gaan omskakel rande toe, dan wys dit is -4 opbrengs gelewer, want die rand is nou sterker. As ons dit net anders omvat, ons weet die rand is 'n verswakkende eenheid oor tyd. So jy moet eintlik jouself die vraag afvra, oor 5 en oor 10 jaar van nou, of gaan die rand nog steeds R16 wees? En ek dink nie dit gaan die geval wees, en ek dink hy gaan swakker wees. So as jy presies dieselfde scenario vat, waar die rand verswak het, daai selfe Apple aandeel wat nou 8%, ek het nou met my geld daai Apple aandeel gaan koop, nou die rand verswak en nou skakel ek hom om, dan het ek 22% opbrengs gehad. So dit krap nogal mense se koppe die mekaar. So die punt is eintlik maar net, jy moet in die geldeenheid wat jy iets gaan koop het, gaan kyk hoe het dit gegroei en wat is dit nou werd, nie noodwendig om gaan skakel na rand Valuta, nie. Ja. As mens begin met jou portefeulje, jy dink plaaslik, buiteland, waar pas so iets in 'n mens se portefeulje as 'n geheel in, as jy die keuses moet maak? Okay, so ek gaan, as ek plaaslik en internasionaal praat, gaan ek oor aandele praat. So dis nou daai tipies daai ding van wat gaan koop jy nou as jy buiteland toe gaan. Ja, dis nou gesê, wat is daai waarde in die buiteland? Presies. So aandele, of dit nou plaaslik en of internasionaal is, pas in jou langtermyn spektrum van jou bestuur van geld in. So kom ons praat, ons het al 'n paar keer hieroor gepraat, maar kontant, of dit nou plaaslik of internasionaal is korttermynbates. Jy leef daaruit, jy trek 'n inkomste daaruit. Kontant is nie 'n belegging nie, dit moet vir jou inkomste gee op die einde van die dag. Dan in die medium termyn begin jy bietjie aandele al in 'n portefeulje inwerk. Dit is 'n gebalanseerde siening wat jy het. So jy het kontant, jy het effekte en jy het aandele. En eers as jy op die langtermyn, wat is langtermyn? Is 5, 7 jaar en langer. Bring jy aandele in 'n portefeulje in. So as 'n kliënt vir my sê, ek wil groei hê, maar ek wil hierdie geld in die volgende jaar gebruik, dan moet ons nie aandele daarmee koop nie. Dan moet dit in kontant lê. As jy aan die ander kant vir my sê ek is 40 jaar of 45 jaar oud en ek gaan 10, 60, 65 aftree, dan moet al jou geld in aandele plaaslik en internasionaal wees. Dan moet jy bitter min geld in kontant hê, want jy wil groei oor die lang termyn hê.
Ja. So nou, hoe kan jy in die buiteland belê? Met ander woorde, hoe kry ek daai internasionale blootstelling? OK, daar is basies twee hoofmaniere en dan onderliggend verdeel dit nou weer, vertak dit nou weer. So aan die kant van die lyn gaan jy gebruik nie jou, en ons het nou met die begroting verlede week, het hulle die 1 miljoen diskresionêr wat jy kan uitvat is nou verhoog na 2 miljoen toe. So jy kan 'n bietjie meer uitvat sonder om uitklaring te kry. So dis die kant van die lyn, is ek gaan op iemand anders se balans staat buiteland toe. So die twee maniere is, maar jy het randgedenomineerde fondse wat buitelandse blootstelling het. Dis tipies soos 'n PSG Creator fonds. Hy het plaaslike en internasionale aandele, maar jy kan 10 miljoen of 20 miljoen in so 'n fonds gaan belê. Niemand gaan vir jou vra hoe jy hierdie geld buiteland toe gevat nie. Die tweede manier is feeder fondse. Hy voed in 'n moederfonds in. Wat internasionaal is. Wat internasionaal is. So dit sê agter aan die fonds sal dit sê feeder fund. Dis hoe jy hom identifiseer. Aan die ander kant, en ek gaan nou ietsie wys, aan die ander kant is jy gaan uit op jou, jy vat of jy 2 miljoen uit of jy gaan op, jy kry verdere uitklaring. Op jou eie, ja. Yes. As jy gaan kyk na die feederfonds en om direkte fondse te belê, sal jy sien onderliggend lyk hulle presies dieselfde. Die een voet net in hom in. En dan die laaste manier is maar waar jy geld buiteland toe vat en jy koop fisies, soos ek nou verduidelik, jy koop aandele op 'n beurs in die buiteland, ja. Julle het hierdie fondse, die feeder en dis nogal interessant, maar julle multibestuurder fondse, die fondsbenadering. Wat is die voordeel as jy in die buitelandse fondsbestuurder jou internasionale geld gaan bestuur teenoor 'n plaaslike bestuurder? So ek dink die belangrike ding is PSG se strategie is baie gebaseer om spesialiste in 'n spesifieke veld te kry. Ek dink ons moet verstaan dat 'n ou wat in Suid-Afrika bly nie in daai ander land en hy verstaan nie 100% altyd hoe daai industrie. Suid-Afrika is maar 0.95 groot in die groter wêreld spektrum. 9% nie. Presies. So nou moet jy jouself die vraag afvra, kan 'n bestuurder in Suid-Afrika presies weet wat in ander lande, China, Asië, Europa aangaan? So ons fondsbenadering gaan uit daarop om te sê ons wil gaan kyk waar die fondsbestuurder is in die spesifieke land wat die geld in die buiteland bestuur. So wat gee dit vir jou? Hulle ken die land van binne af, dis verskriklik belangrik. Hulle kan vinniger beweeg, hulle reaksie is vinniger. Jy kan nou dink as ons mark nou die tydlek wat jy maar net het tussen lande ook is maar belangrik. Hulle spesialiseer in sektore wat nie eens bestaan in Suid-Afrika nie. So hulle verstaan dit net van binne af beter en dan kry jy diversifikasie oor lande, sektore en geldeenhede. So hierdie kaart wys maar net in ons fondsbenadering waar sit die fondsbestuurders as jy na die wêreldkaart gaan kyk en dan begin jy agterkom dat dit is nie 'n ou wat hier uit Suid-Afrika uit 'n buitelandse fonds probeer bestuur nie. Jy het jou Schroeders, jou Bailey Griffiths. Dis groot ouens in Europa en in Amerika wat ons bymekaar sit vir 'n kliënt om buitelandse fondse te bestuur. En hierdie tipe van blootstelling sal tipies deur 'n feeder fund wees, nê? As jy nie self jou toelaag wil ja. gebruik nie, maar as jy self jou toelaag, ons het baie sulke kliënte wat sê ek wil die geld direk buiteland toe vat. Daar's ook belasting en kapitaalwinsverskille wat mens moet opweeg, so dit hang af wat die kliënt wil bereik. Maar as jy direk buiteland toe gaan, jy gebruik jou eie toelaag, kan jy hierdie fondsbestuurders bereik en tot van hulle gebruik maak. Maar as jy nie wil, ons gebruik nou in oplossings vir kliënte feederfondse waar ons buitelandse blootstelling wil kry, waar kliënt nie pertinent vir ons sê ek wil hierdie geld buiteland toe vat nie. So pensionarisse gebruik tipiese feederfond om daai buitelandse blootstelling vir hulle te kry. Denise, baie dankie dat jy 'n bietjie duidelikheid het oor hoe die stelsels werk. Mense sit altyd in wonder hoe, waar en wanneer. Ja, ek dink is nie 'n vraag of internasionaal een of die ander een nie. Albei het waarde in 'n portefeulje, yes. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd. Dankie julle. Ja, Denise Fourie van PSG Wealth Silver Lakes in Pretoria wat bietjie gesels het oor internasionale en plaaslike beleggings, die twee en hoe hulle by mekaar inpas op die einde, nie teen mekaar speel nie. Nou ja, as ons terugkom, na advertensiebreek gesels ons met Armand Steenkamp van Namibië. Hy's 'n man wat kan sing.